Goeienaand, ryklike seën in Christus Jesus vir een en elk. Jy weet, as 'n mens nou so na TikTok sit en kyk en kort voor lank dan duik die wetmanne op. Die manne wat ons graag onder die wet wil hê. En ek sien daar's nou manne, ek sal hulle maar by die naam noem, soos die vriendelike Christen wat probeer om hulle reg te help en op die pad te kry en te verduidelik hoekom en waarom en as gevolg van wat. En ek dank die Here vir broers en susters wat werklik met insig en kennis optree. Vanaand wil ek 'n bietjie gesels oor die Sabbat. Hierdie mense sê vir jou, jy is 'n bietjie raad en advies opgee. As iemand by my kom en sê, ja, maar die Torah, ons moet die wet onderhou en Sabbat en besny word en al hierdie verskriklike lekker dingetjies wat hulle so propageer en aanhang en aanklou en vir jou wil voorkom wys maak, Jesus is nie God nie. Stry nie en ek beklei nie. Eerste vraag wat ek kon vra is, haal uit jou paspoort. Dan kry ek 'n verskriklike ongemaklike kyk, onverklaarbaarheid, 'n vraagteken op die gesig. Ek wil jy wil die wet leer en jy wil onder die wet wees. Waar was jy vir Paasnaweek? Was jy in Jerusalem soos die wet vir jou voorsê om te wees? Waar was jy vir die fees van tabernakels? Het jy dit in Jerusalem gehou soos die wet jou voorsê om dit te doen? Okay. So hou op om te worry oor my Sabbat en ek sal op om te worry oor waar jy was. Een wet wil jy onderhou en die ander wil jy afskiet en jy wil kom wegkruip agter mure van ek het nie geld nie en dit het nou verander en sis het nou verander en so het nou verander. Kom ons kyk vandag na die Sabbat. Die tyd gaan sekerlik weer vang. En die lang en die eenvoudige waarheid van die Sabbat is vir 2500 jaar vanaf Adam tot en met Abraham tot en met Moses het niemand Sabbat gehou nie. Hoekom weet ons dit en waarom weet ons dit? Die Israeliete het nie eens geweet van Sabbat nie. Hulle het nie eens geweet wat se dag van die week dit is nie. Totdat God hulle kom wys het. Ons lees uit Eksodus 16 vers 21 en hulle het dit môre vir môre ingesamel, elkeen na sy behoefte, en as die son warm word, dan smel dit weg. En op die 6de dag het hulle 'n dubbele porsie brood ingesamel, 2 gomers vir een, en al die owerstes van die vergadering het gekom en dit aan Moses vertel. Toe sê Moses vir hulle, dit is wat die Here gespreek het, môre is die rustdag, 'n heilige Sabbat aan die Here. Wat julle wil bak, bak dit, en wat julle wil kook, kook dit, en berg vir julle alles wat oor is, om dit te bewaar tot môre toe. Asgies, wat het die Sabbat aangetoon? God die Vader, of die Godheid. Hoe het hy dit gedoen? Deur die brood. Deur die brood te gee in dubbele maat. So het hulle geweet, wat se dag is die Sabbat. Hoekom hou ons Sabbat op die Sondag? Want die brood bepaal vir ons wanneer ons Sabbat is. Johannes 6, ons lees daar, sommer van 32 af. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood. Onderskeid tussen die tipe brood wat kom, né? Die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Dis hoekom ons op 'n Sondag gaan bid. Omdat die Here Jesus Christus op die Sondag opgestaan het. Die brood van die lewe is aan ons gegee op 'n Sondag.
Ons kon nog nie deel hê aan die brood van die lewe voordat die kruisiging nie plaasgevind het nie. En ons kon nog nie in die Nuwe Testament inbeweeg voordat die dag van Pentekost, Pinksterdag aangebreek het nie. Die dood, die opstanding en die Pinkster moes eers gebeur het voordat ons in die Nuwe Testament kon inbeweeg. Dis ook die rede hoekom die van die kruis nie nodig gehad het om gedoop te word nie, want hy het nog gesterf in die Ou Testament. As die testamentmaker nog lewe, is die testament nie in effek nie. Slegs by die afsterwe kom die testament in werking. Ek hoop het jou gehelp en het jou so 'n bietjie skietgoed gegee. As die mense weer kom lastig wees, dan kan jy vir hulle sê, ons hou Sabbat op die Sondag, want dis toe die brood vir ons gegee is. Net soos Moses Sabbat gehou het op die dag wat die brood gegee is, 2 keer dubbel brood. Die volgende dag het hulle die Sabbat gehou. Dit was die uitkenning van wat se dag gaan die Sabbat wees. Ryklike seën in Christus Jesus. Mooi loop.